Episode 20, die krag van waarheid. Hierdie wysheid kom uit Spreuke hoofstuk 20. Het jy al ooit iemand ontmoet wat altyd stories vertel, maar niemand het hom nie geglo nie? Of dalk iemand wat dink hy slim, maar elke besluit in sy lewe was eintlik verkeerd? Of miskien iemand wat gereeld drink en sy hele lewe het uitmekaar geval? Dis maar 'n paar keuses wat ek noem, maar hulle het alles uiteindelik vernietig. Hierdie is die groot vraag. Wat maak 'n mens werklik sterk? Vandag gaan jy ontdek waarom waarheid kragtiger is as slim praatjies, hoekom selfbeheersing jou grootste krag is, en hoe God se planne altyd werk. As jy dit verstaan, gaan jy jou woorde laat gewig dra, gaan jou besluite wysheid toon, en jy gaan leef met ware vrede. Die krag van waarheid. Spreuke 20 vers 17 waarsku ons. Brood van bedrog is soet vir die mens, maar daarna word sy mond vol gruis. Dink vir 'n oomblik hieroor na. Bedrog laat jou altyd met minder as waarmee jy begin het. Die wêreld sê, vertel mense wat hulle wil hoor. Maak jou stories interessanter. Bietjie oordrywing doen geen skade nie. Maar die Here sê, jou ja moet jou ja wees. Jou nee moet jou nee wees. Waarheid sal jou vry maak. Spreuke 20 vers 25 bevestig dit. Hy sê, dit is 'n valstrik vir 'n mens as hy onnadenkend sê, heilig, om dan eers na die geloftes daaroor na te dink. Die waarheid is, jou woorde skep jou toekoms, nie jou slim planne nie. Selfbeheersing is ware krag. Die skrif sê in Spreuke 20 vers 1, wyn is 'n spotter, sterk drank 'n rumoermaker, en elkeen wat daardeur verdwaal word, is nie wys nie. Hierdie is meer as net 'n waarskuwing teen drank. Dit gaan oor enige iets wat jou beheer. Dink aan hierdie vraag. Wat beheer jou lewe? Jou emosies? Jou begeertes? Jou vrese? Jou woede? Selfbeheersing beteken, jy kies jou reaksie. Jy beheer jou aptyt. Jy regeer jou emosies. Vers 5 leer ons, raad in die hart van die mens is soos diep water, maar 'n man wat verstand, of 'n man van verstand, sal dit uitskep. Die vraag is nie, het jy probleme nie? Die vraag is, wie is in beheer wanneer probleme in jou lewe kom? God se planne wen altyd. Spreuke 20 vers 24 gee ons perspektief. Hy sê, die Here bepaal 'n man se tree, en 'n mens, hoe sal hy dan sy eie pad verstaan? Hierdie vers leer twee waarhede. Die eerste is, God lei jou stappe, selfs wanneer jy nie verstaan nie. En die tweede, jy hoef nie alles te verstaan nie, jy moet net gehoorsaam wees. Vers 21 waarsku ons, 'n erfenis aanvanklik oorhaastig verkry, sal uiteindelik nie geseënd wees nie. Die Here se timing is perfek. Wanneer dit te vroeg kom, is jy nie gereed nie. Wanneer dit te laat kom, is jy desperaat. Maar wanneer hy dit gee, is dit 'n seën. Vers 22 sê vir ons, moenie sê, ek wil die kwaad vergeld nie. Wag op die Here, en hy sal jou verlos. Die vraag is, vertrou jy altyd God se timing, of probeer jy hom help? Die Here ondersoek die hart. Spreuke 20 vers 27 openbaar vir ons. Hy sê, die gees van die mens is 'n lamp van die Here, wat al die binnekamers van die liggaam deursoek. Hier is die wonderlike waarheid. Die Here sien nie net jou dade nie, hy sien jou hart.
Dit beteken, hy ken jou motiewe, hy verstaan jou struggles, hy sien jou opregte pogings, en hy waardeer jou nederigheid. Vers 9 kom, en hy vra dan die belangrike vraag. Wie kan sê, ek het my hart gereinig, ek is skoon van my sonde? Niemand is perfek nie, maar almal kan opreg wees. Vers 12 herinner ons, 'n oor wat luister en 'n oog wat sien, die Here het ook albei gemaak. Die Here het jou gemaak om hom te hoor en om te sien. Kom ons vat dit eenvoudig saam. Waarheid is kragtiger as slim praatjies. Selfbeheersing is jou grootste krag. Die Here se planne wen altyd. Die Here ondersoek die hart. Sê dit saam met my. Ek kies waarheid bo gerief. Ek kies waarheid bo gerief. As jy vandag besluit, ek gaan waarheid spreek, selfs wanneer dit moeilik is. Ek gaan selfbeheersing beoefen in elke area van my lewe. Ek gaan die Here se timing vertrou. Tik dan hieronder by comments. Ek kies waarheid. Een waarheid kan jou hele lewe verander. Een oomblik van selfbeheersing kan jare van spyt voorkom. Een keuse om die Here te vertrou kan 'n toekoms van seën bring. Die vraag is nie, is jy perfek nie? Die vraag is ook nie, het jy al die antwoorde nie? Die vraag is, kies jy vandag waarheid? Tot volgende keer, leef in waarheid, leef in krag. Groete hier uit Oostenryk.